groot Johannes Evangelie boek 2. Nou ons is in die afgelope paar lesings besig met die siel, die geaardheid van die siel, die ontstaan van die siel, die val van die geeste. Ons het ook lesings behandel wat uit Adam en Eva oorgekom in die paradys en wat die gevolge daarvan vir ons is. Nou in hierdie tyd, want dit is wat ons noem die erfsonde. En almal van ons staan nou in 'n mindere of 'n meerdere mate nog onder die erfsonde se invloed. Nou kom ons lees wat Joshua verder nou vir ons leer, en hy opskrif hier in hoofstuk 2:6 is wêreldse sorg en hulle kwade gevolge vir die siel. En ons het so baie wêreldse sorg, sonder dat ons dit eers agterkom, is ons so besorg oor wêreldse dinge. Dit vul ons hele wese. Waar gaan ek geld vandaan kry? Waar gaan ek 'n job kry, 'n werk kry, 'n dit kry, 'n dat kry? Alles wêreldse sorge. Wat hy sê, gee dit vir my, en dan sal ek sorg dat jy op alle vlakke versorg is. Maar ons kom nie by daai punt uit nie. En ons moet maar baie diep dink oor hierdie lesing vanmôre as ons hom deurgewerk het, dat ons nie meer wêreldse sorge moet hê nie. Want dit is iets wat die siel baie skadelik beïnvloed. Joshua praat, en die rede waarom ek dit nou vir julle almal vertel, is dat julle alle onnodige sorge moet uitban. Elke wêreldse sorg is tog 'n materiële band, waardeur 'n sielaar vanuit die litteteken van Adam verbind met die materie. Hoe meer die sielaar verbind met die materie van haar vlees, des te meer moet die vorming van die eintlike gees van Elohim in haar wegkwyn. En hoe meer die sielaar deur haar sorge verbind met die liggaam, wat op sigself slegs maar 'n oordeel, 'n ellendige noodsaak en tevens die dood self is, des te meer verloor sy die besef en die kennis van die ewige onverganklike lewe in haar. Hoe meer sy hierdie band egter loslaat, hoe vryer word sy weer in alles. En hoe meer sy haar dan verbind met die goddelike gees in haar, hoe lewendiger en helderder sal haar bewussyn en die kennis van die ewige lewe in die siel word. Nou deel van hierdie litteken, indien dit nie die hele litteken is nie, is die feit dat Adam en Eva gesondig het in die paradys. Ons het nou al behandel wat dit is. Dit was 'n ontoelaatbare gemeenskap met 'n wese uit 'n dimensie wat heeltemal geval het, en deel van hulle naaktheid of naak word was dat hulle verheerlikte liggame verloor het en 'n vleeslike liggaam aangeneem het. En dit dan nou 'n liggaam wat ons die wêreld noem. Dit is die begeertes na dit wat jou liggaam na smag. Wat toe hulle dit nog nie die sonde gedoen het nie, was daar nie enige so 'n aantrekkingskrag nie. Hulle het gesondig omdat hulle 'n wet, 'n orde wat Vader gegee het, verontagsaam het. En ons het dit in die vorige lesing behandel. Nou sit ons maar almal met die vleisliggame wat ons heeltemal beheer, totdat ons die gees in ons laat ontwaak en nou leef volgens die orde van Joshua. Vers 2, wie dus nog 'n groot vrees het vir die liggaamlike dood, het 'n siel wat sterk verbonde is met die vlees en wat uiters swak verbonde is met die gees. 'n Groot liefde vir die lewe op hierdie wêreld is 'n sekere teken dat die siel haar nog weinig bekommer het oor die ewige lewe van haar gees in haar. En dit is die skuld van die ou litteken wat Adam homself en daardeur alle in sy vlees verwekte siele toegebring het. Maar tog kan elke siel, as sy werklik wil, ook volledig genees van daardie kwade litteken. Want daarvoor het Elohim al dadelik in die teenwoordigheid van Adam betroubare maatreëls getref
En Adam is self op die laaste van sy lewe weer byna heeltemal genees. Daarom is hy ook liggaamlik getransformeer, net soos nog 'n paar aardsvaders vanaf hierdie aarde. Omdat hulle nakomelinge hulle egter vermeng het met die kinders van die nie geneesde vaders, bly die ou kwaad van Adam tog in 'n mindere of meerdere mate steeds kragtig homself manifesteer as 'n kwelling onder die mense. Nou hier is weer iets soos in hierdie vers 3 wat ek ook nooit geweet het toe ek nog in die kerk was nie, dat Adam is ook getransformeer as ligwese en weggevat van die aarde. Hy het nie gesterf nie. Ons weet Henog het ook nie gesterf van die voorvloed mense nie. En dan in die boek Huishouding 1 tot 3 is daar nog 'n paar voorbeelde van mense wat soos ons sê opgevaar het na 'n ander dimensie toe. Ek weet nie watter dimensie nie, maar dit is 'n dimensie wat nie die dimensie is waarheen Yeshua opgevaar het nie, maar dat hulle vleeslike liggame agtergelaat het. Dit is ook die rede vir die pynlike bevallings by die vroue en ook van die meestal baie pynlike wyse waarop die dood by mense plaasvind. Want 'n natuursiel wat al deur die saadstroom van die man verwond is, verbind haar dadelik baie hardnekkig met die vlees van die moeder en moet tydens die geboorte altyd met geweld onder die verskeuring van allerlei bande uit haar liggaam in die wêreld kom. Maar kinders soos Isak en nog 'n aantal ander op hierdie wêreld het volledig sonder dat die moeder pyn gevoel het in die wêreld gekom. So gaan dit ook by die sterwe. Mense wat baie aan die aardse lewe hang en by wie al hulle sorg daarop gerig was, sal gedurende hul kort aardse lewe baie ly. Dikwels word hulle geestelik en gou daarna verseker ook liggaamlik siek en baie beklaanswaardig. En vir die afskeid van die liggaam het hulle altyd met dikwels ondraaglike pyne te kampe en hulle neem onder 'n swaar, alles verdomende pyn afskeid van hulle liggaam. Die pyn bly hulle dikwels na die skei van die liggaam nog baie lank by. Ook iets wat ek nie geweet het nie. Veral by die siele wat dit op die wêreld in hulle liggame baie goed en behaaglik gehad het. Dit is heeltemal anders met die siele wat op hierdie wêreld tot die heilsame oortuiging gekom het, dat alle skatte van die aarde geen enkele nut vir die siel het nie, omdat hulle net soos die liggaam in die dood ondergaan. En hulle daarom van die ou litteken van Adam soveel as moontlik vrygemaak het. As sy in plaas daarvan, dis die siel, haar gees, die asem van Elohim, in haar gevind het, en met alle sorgvuldigheid versorg het, hoef sy voorlopig nog maar weinig liggaamlike siektes deur te maak. En daar is in 'n kort opbeknopte vers die rede vir baie siektes by mense. Veral mense wat verskriklik liggaamlik verslaaf is. Jy kry mense wat regtig net eet en eet en eet en al die ongesonde goed eet. En dan gaan die organe tot niet. En dan moet hierdie mens die verskriklikste pyne deurmaak van allerhande goed wat in die liggaam ingekom het. En dan kom baie erge siektes wat hulle vandag kanker noem, wat eintlik maar net 'n parasitiese manifestasie of 'n besmetting is. En daardie goed is duiwelse uit die negatiewe, uit die duistere ryk. En so word hierdie liggaam baie moeilik, of die siel baie moeilik geskei van die liggaam. Want daar is te veel van die duister ryk binne in hierdie liggaam wat die siel vashou. En sulke mense gaan baie moeilik dood. Maar die siel wat, soos Yeshua sê, wel die gees wat in ons is drieledig,
versorg het en volgens die Gees gelewe het en alles matigheid gehad het en sekere gesondheidsreëls wat in die skrif vir ons gegee is nie oortree het nie. Hulle skei baie maklik van die liggaam. En dit is sommer net, soos Joshua sê, 'n uitstap uit die liggaam, asof jy lewenslang toegesluit was in 'n tronk. En die bewaarder kom en hy maak die deur oop. Julle kan dink die gevoel van vryheid wat daai man het, die verligting. En so voel 'n siel wat wel by die Gees uitgekom het in haar. En die Gees is Joshua, niemand anders nie. Vers 6, as die lewe van die siel eenmaal met haar gees verbind is, sal haar liggaam ook langsaam, maar seker, 'n meer geestelike rigting inslaan, en daarom ongevoeliger word vir die indrukke van die uiterlike, materiële wêreld. Want elke siekte ontstaan gewoonlik deur die verbreeking van 'n band met die wêreld. In kort gaan dit so: die liggaam word deur die siel wat na lewe smag gevul met duisende behoeftes van allerlei aard. As dit in gevolge klimatologiese en vanweë 1000 ander omstandighede nie bevredig kan word nie, moet die een of ander band verbreek word en die liggaam word daarop baie gou siek en lydend. Maar die siel ly ook daaronder, omdat sy saam met haar liggaam die eintlike en ook vernaamste draagster van pyn is. As die siel egter haar liggaam en daardeur haarself gewoond het aan soveel moontlik ontberings uit die gebied van die wêreldse dood, sal daar op die einde nooit soveel bande tussen die dooie goedere van die aarde en die liggaam meer aanwesig wees nie. En dan is daar dus maar weinig om onder baie pyn te verbreek. As daardeur egter soveel moontlik redes vir die siektes van die liggaam opgehef is, sou ek graag wou weet waarvandaan hierdie siektes dan nog in die liggaam en in die gevoelige siel sou moet kom. Ja, by sulke mense voel die liggaam bykans geen pyn meer nie. Ook al word dit baie deur gemeene middele uiterlik gemartel en gepynig. Kyk maar na die bekende jong manne in die vurige oond. Hulle sing baie lewenslustig en prys Elohim. En ook al word hulle liggame mettertyd deur die kwade geweld van buite vernietig, tog voel hulle daarby geen pyn nie, want hulle was reeds lank voor dit vry van alle bande met die wêreld en was een met hulle goddelike gees. Dan voel so algeheel met haar gees verenigde siel by die verlaat van die liggaam, waarmee sy reeds lank nie meer met materiële bande, maar slegs met 'n baie tere geestelike band in verbinding staan, verseker geen pyn nie. Sy voel slegs in haar hele wese 'n deurtrillende, salige welbehae, en dit is nie moontlik dat sy by die skeiding die bewussyn of die lig van die geestelike beskouing van die siel kwyt raak nie. Net so min die gehoor, die reuk, die smaak en die edelste en allerteerste tassin, wat eintlik is om te voel, soos wat ons engel Raphael dit nou het. Hierdie verhaal van die 3 manne in die oond kom uit die toevoegings van Daniël, wat jy in die boek van herinnering sal oor kan lees. Dit is uit die Bybel uitgevat, wat jammer was. Maar soos gesê, om dit te bereik, moet die mens eers die ou adamitiese sonde kwytraak. En dit gebeur op geen ander manier nie, as op die manier wat ek julle so ewe aangetoon het. Die wêreldse sorge moet deur die siel uit haarself oorboord gewerk word. 'n ander middel is daar nie. As dit afgedank word, kom die mens alles weer in die ou goddelike orde terug. En die mens is dan weer volkome mens, volgens die orde van Elohim. Wel, dit is dan wat die mense met reg erfsonde noem. Op sigself gesien noem mens tereg die vlees, die volkome erfsonde, ooreenkomstig geestelik gesien,
is slegs die veelvoudige sorg vir die vlees, die moeilik uit te roeie sonde van Adam by al sy nakomelinge. Baie versigtig wees om te sê die vlees is die sonde. Dit is die gevolg van Adam en Eva se sonde, maar dit is die versorging van die vlees wat die sonde is. Ons moet dit altyd onthou, dit is soos met geld. Geld is nie die groot ewel nie. Die liefde vir geld is die ewel. Want geld kan korrek aangewend word deur jou naaste te help. Maar die liefde dat jy niemand anders te wil help of ons sien almal wat hulp nodig het, dit is die sonde. En hierdie versorging van die vlees is die groot sonde. En dit sien jy met mense wat baie liggaamlik ingesteld is. Alles gaan net oor hulle liggaam, hulle gym en hulle dit, en hulle probeer regtig ook gesond eet en gesond leef. Maar hulle liggaam word 'n god. En vir die sieleversorging gee hulle nie veel om nie. Ek ken heelwat van sulke mense wat so in die wêreld is. En vir hulle is dit al wat jy moet doen. Dit terwyl die grootste sorg vir die siel moet geld. Sodat wanneer die siel die liggaam skei, daar nie bande is wat hulle aan mekaar vashou nie. En dat die siel baie maklik kan uitgaan na die geestelike wêreld toe. En onthou, vir die nuwe mense, jy leef onmiddellik, as jy die laaste asem uitgeblaas het hier, en jy trek die volgende asemteug in jou siel in, is dit alreeds lewe aan die ander kant. Jy kies self waar jy daai lewe gaan verder sluit. Die litteken van die siel kan egter deur geen ander middel volledig verdwyn nie, as alleen maar deur dit wat ek aangegee het. Onthou, hy is nog nie gekruisig hier nie, en deur nog 'n middel, hoofletter, wat die mense egter net na beëindiging van my sending in hierdie wêreld getoon sal word, en wat gegee sal word tot verlossing van hulle siele. Johannes die Doper in die woestyn was reeds die voorloper van daardie middel. Nou daardie middel is natuurlik Yeshua, van wie Johannes die Doper getuig het, maar meer nog die Troostergees wat op Yeshua neergedaal het soos 'n duif en nie weer van hom afgevlieg het nie. En dit is die middel wat ons nou het. Dit is die Gees van Vader wat uitgestort is en vir ons tot beskikking gestel is, enige plek, enige tyd, en wat aan ons alles leer wat Yeshua vir ons geleer het. Daarom is hierdie woorde wat ons vandag of elke dag behandel, is verseker woorde wat deur die Troostergees geopenbaar is aan Jacob Lorber. Want in hierdie woorde is daar geen ander getuienis as van Yeshua nie. En dis die toets. En dan kom daar nog iets by, en ek sal aan julle die toekomstige dinge verkondig. Dit is ook in hierdie lesings, want is oral kry jy die profetiese woord tussen lering. Wat ons vanoggend gedoen het, is hoofsaaklik lering, wat jy en ek moet opneem en doen, as ons 'n gesonde siel wil hê. Los die wêreldse sorge. Gelukkig het Vader van die meeste mense wat hier bly, al hulle wêreldse sorge weggeneem. En is dit dan nou nie meer daar nie. Nou dat jy versorg word, daar's elke dag 'n bord kos, daar's elke dag water, daar's elke dag krag. Versorg nou jou siel. Jy het 'n guldige geleentheid daarvoor. Jy hoef nie te bekommer waar kom die huispaaiement vandaan, die karpaaiement, die krag en water en vullisverwydering. Jy hoef nie daaroor te bekommer nie. Daar is ander instansies wat daaroor op bekommer. En so min mense maak gebruik van hierdie geleentheid en die tyd om hulle siele te vorm en hulle siele gereed te kry vir die oorgang. So, dit is vir my 'n kort lesing, maar dit is vir my 'n baie goeie en 'n sterk kragtige
getuienis dat ons onsself nou baie vinnig moet regkry. Daar's nie meer baie tyd nie. Ons weet nie hoe lang die tyd is nie. Maar ons weet dat ons in die laaste snikke van die aarde se dood lewe. Ek sien die oorlog het nie eintlik opgehou nie, hulle grom nog steeds vir mekaar en Yeshua praat van dat hierdie oorlog baie erg sal wees, hy noem dit in Bertha en dat hy dit sal beëindig met 'n katastrofe, 'n natuurkatastrofe uit die lug. En ons is nie baie ver daarvandaan nie. 'n Mens wat jy wel kan sien is dat die twee partye wat almal in elk geval heidene is, het 'n ongelooflike haat vir mekaar. En daai haat gaan nie gestil word behalwe deur bloed en totale vernietiging nie. Dit kan ons alreeds sien tot op hierdie stadium. En daarom moet ons nog meer sorg dra dat ons siele tot ontwikkeling kom, dat ons siele lig kry en dat hy ons deur hierdie moeilike tyd sal dra en sal beskerm. Want ons is hier in die suidpunt van Afrika, dink ek, redelik veilig, redelik afgeseeld. Wanneer hierdie barbare onder mekaar begin beklei en ons bly daar uit, dan sal hy, soos Omsiener gesê het, julle sal weer in die laar van Bloedrivier wees, maar dit sal nie wees soos wat dit was in 1838 nie. En ons het nou al deur baie lesings en studie en vergelykende studies nou gekry dat die laar waarin ons sal wees, is die liefde vir Yeshua Vader en die liefde vir ons medemens, jou volksgenoot. En wanneer daai liefde lewend raak en jy dit doen, dan kan niks met jou gebeur nie. Jy kry dan volle beskerming van Vader. Omtrent soos wat ons glo dat Vader 'n muggie of 'n muskiet binne in 'n orkaan kan beskerm. En ons is tog meer as 'n muggie of 'n muskiet. En hy sal ons in hierdie groot, daar's nou al 'n naam vir hierdie stryd gegee, nag van die lang messe, sal hy sy kinders bewaar. As hulle onder die beskerming van die liefdeslaar is, dan kan hulle nie by jou uitkom nie. Net soos wat die boere nie eers een verloor het in daai laar nie. En daar talle 10.000 Zulus was. En hy sy engele gestuur het om die meeste van hulle dood te maak. Sal hy dieselfde doen met jou en my waar ons gaan bevind. Iemand vra my nou die dag gaan julle op vlug Noord-Kaap toe of Karoo toe? Hy sê, waar moet ek nou vlug? Waar Yeshua is. Want dis al waarheen ek gaan vlug, is waar hy is. En hy is hier, want hy is in my hart. So of ek nou hier bly, en of ek nou Noord-Kaap toe hardloop, wat ek nie eens weet waarheen sal ek gaan nie. Die groot punt is, ons moet by hom kom. En as ons by hom is, sal hy ons duidelik wys waar en hoe ons onsself sal moet verweer teen alle aanslag. Baie dankie.